Welkom terug. Dit is tyd om weer te gesels oor jou beleggings volgend en Johan Borcherds van PSG Wealth Pretoria Oos sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om hier te wees. Ons het klomp vrae gekry verlede week van kykers en een van hierdie vrae gaan oor fonds van fonds. Verduidelik net eers weer vir ons wat dit beteken. Ja, ons het laasweek so 'n bietjie daar aangeraak en toe baie navraag by kykers gekry. Nou 'n fonds van fonds is, as 'n mens dit nou regtig net eenvoudig wil stel, is maar 'n mandjie van verskillende onderliggende fondse. So jy kan 'n mandjie saamstel van verskillende fondse wat elkeen dieselfde mandaat het en moontlik risikoprofiel. So jy kan 'n mandjie gaan kies in plaas van 'n enkel fonds gaan kies. En ons dink daar's meer voordele daarin om 'n mandjie te kies teenoor 'n enkel fonds. So 'n fonds van fonds, 'n mandjie van onderliggende fondse, ja. So behoort so 'n fonds van fonds jou risiko te verlaag of verhoog in vergelyking met sê maar enkel fondse in jou portefeulje? Ja, so ek dink teoreties behoort dit te verlaag, né? Oor die eenvoudige rede ons almal maak foute. So dis baie moeilik vir enigiemand om te sê, hoor jy, ek gaan elke jaar vir die volgende 10 jaar reg wees. So as jy nou 'n belegger is en jy moet nou 'n enkel fonds gaan kies, dan moet jy nou een gaan kies en hoop hy gaan elke jaar vir die volgende 10 jaar of 20 jaar reg wees. Of jy moet elke jaar besluit, gaan jy hom verkoop en 'n ander een koop of nie. So ons sê dit maak dit moeilik, né? So ons koop eerder 'n mandjie van fondse wat ons sê, hoor, ons koop 5 of 6 van die beste fondsbestuurders en ons glo uit daai mandjie uit of uit daai 5 of 6 uit gaan ons ten minste 3 kry of gaan ons 3 kry wat op die podium gaan staan. Ons weet nie wie gaan eerste wees nie, ons weet nie wie gaan tweede wees nie, maar ons is redelik seker dat daai 5 of 6 gaan medaljes kry. Ja. Medaljes kry ek smal daaroor. En want dit balanseer ook mekaar so half uit. Verstaan? Ja. So as een half bietjie val onverwags, die CEO bedank, daar's een van iets gebeur in die maatskappy, verstaan? Dan so jy het van die risiko wat jy neem met van die ander, maar dit almal balanseer mekaar so half oor tyd uit. Ja, jy versprei jou risiko. Ja, definitief. Kyk, julle het nou gepraat in die nuus in nuushoofdtrekke oor die rentekoersbesluit van Donderdag. Ja. Nou kom ons sê, as dit so maklik was om te weet wat in die toekoms gaan gebeur, dan sou daar mos nou 'n konsensus gewees het. Almal sou gesê het, hoor nie, rentekoerse gaan daal Donderdag of rentekoerse gaan dieselfde bly of wat ook al. Maar niemand weet nie. Almal interpreteer dieselfde feite wat daar is, verskillend en maak op grond van dit verskillende besluite. Net so met fondsbestuurders ook. Ek meen ons het dieselfde feite wat in die wêreld gebeur, almal het dieselfde inligting, maar ons interpreteer dit verskillend. En party gaan reg wees, ander gaan dalk minder reg wees. Ek wil nie sê verkeerd wees nie, dalk net minder reg. So definitief beter om 'n paar te hê as net een, ja. Hoe kies mens hierdie onderliggende fondsbestuurders? So ek dink belangrik is jy kies eerstens almal met dieselfde mandaat. So jy kan nie 'n baie aggressiewe fondsbestuurder wat sê maar 100% in aandele moet belê in dieselfde mandjie sit as een wat baie konservatief is, wat byvoorbeeld net 30% van sy portefeulje in die mandjie gaan belê nie. So eerstens die mandaat van die verskillende fondsbestuurders moet dieselfde wees. Almal moet byvoorbeeld aandele mandaat hê om soveel as moontlik van hulle geld in aandele te belê. En dan is dit belangrik ook om fondsbestuurders met verskillende style te kies. Daardeur bedoel ons hoe waardeer hulle aandele, hoe kies hulle aandele. Party hou meer van waarde, koop goedkoop maatskappye, party koop meer kwaliteit maatskappye, so jy kies fondsbestuurders met verskillende style en dan belangrik ook, jy moet bietjie na hulle geskiedenis gaan kyk en jy moet die fondsbestuurder leer ken. Jy moet daarom in die persoon ook vertroue hê. Nou, is dit duurder om so verskillende soorte fondse binne in een mandjie te hê of nie noodwendig nie? Nee, definitief nie. Dis nogal 'n wanpersepsie wat baie mense het en dink dis duurder, maar dis eintlik goedkoper. So jy kan, as jy na die mandjie gaan kyk en die onderliggende fondse daar binne in die mandjie, dan kan jy nie die enkelfondse goedkoper gaan koop nie. So die mandjie is definitief goedkoper omdat jy die fondse binne die mandjie teen institusionele of groothandelpryse kry. So daai afslagte wat beding word met die fondsbestuurder word deurgegee na die kliënte toe. So as jy die mandjie vat en sê ek wil hierdie mandjie gaan dupliseer, dan gaan dit jou duurder kos as die mandjie self. Kyk, niemand hou van belasting nie en ons almal moet dit tog betaal. So ons kyk altyd waar ons belastingvoordele kan kry. So is daar enige belastingvoordele by hierdie fonds van fonds beleggings? Ja, ek dink definitief en veral as dit by diskresionêre geld kom, so geld wat nie in 'n pensioenfonds of in 'n uitredingsannuïteit of so iets is nie. So jou belasting, jou kapitaalwinsbelasting word bietjie uitgestel want jy kan binne in die mandjie kan ons dit aktief bestuur en fondse verander en dis dan nie 'n kapitaalwinsbelastinghandeling nie.
Waar as jy elke keer as jy 'n enkel fonds het en jy verkoop hom en jy koop 'n ander fonds, dan is dit wel 'n kapitaalwinsbelastinghandeling. So jy kan jou kapitaalwinsverpligting kan jy uitstel. So dit gaan nooit weggaan nie, maar jy stel dit daarom uit en ek wil baie eerder belasting oor 10 jaar betaal as wat ek dit nou betaal. Dit aan een kant en dis baie meer vereenvoudig. So jy het dalk 5 of 6 verskillende fondse, maar jy kry een staat wat vir jou al die goed opwys. So dis jy stel dit uit en is baie eenvoudiger. Ja. Jy praat die hele tyd van fondse, nê? Min of meer, hoeveel fondse is daar beskikbaar as ons nou kom sit en ons doen my finansiële beplanning? Hoeveel is daar waaruit 'n mens kan kies? Is daar soos honderde, is daar duisende? Is dit spesifiek tot Suid-Afrika of is dit reg oor die wêreld dieselfde tipes waaruit jy kan kies? Nee, daar's duisende. So daar's regtig baie. So dis hoekom dit eintlik so moeilik raak om fondse te kies. En onthou, elke belegger in Suid-Afrika kan eintlik nou enige plek in die wêreld gaan belê. So jy kan 'n fonds in Amerika koop of in Londen koop of waar ook al koop. So jy kan regtig gaan kyk met jou, veral met jou diskresionêre geld waar daar nie regulatoriese voorskrifte oor is nie, kan jy regtig na die beste opsie in die wêreld gaan kyk. En dis hoekom dit so moeilik maak om enkel fondse te gaan kies. Dis bykans onmoontlik, ja. Daar was baie navraag gewees oor 'n spesifieke fonds van PSG, wel Pretoria Wes. Vertel ons gou oor hierdie spesifieke ene. Ja, so hierdie fonds wat ons vlugtig oor gepraat het verlede week was PSG se PSG Wealth Creator Fonds van fonds. Nou dit is 'n fonds, aandelefonds, met omtrent 5 of 6 verskillende onderliggende fondse en wat in 2009 begin het en ja, hy het sedert 2009 tot die einde van April so 12,2% per jaar opbrengs gegee. So as jy kom ons sê in 2009 R100,000 belê het, sou jy nou so R626,000 gehad het. Sjoe, en mens kan dit mooi op 'n grafiek ook sien, né? Definitief, ja. Nee, ons kan dit baie mooi op 'n grafiek sien, ja. Is daar afhangende van 'n sekere ouderdom, is daar ooit 'n geleentheid vir jou om 'n enkel fonds te kies of sal mens altyd maar eintlik meer 'n mandjie kies of maak dit 'n saak of jy 'n 5-jaar plan het of 'n 10-jaar plan, speel daai dinge enigstens 'n rol in hoe ek besluit ek wil 'n mandjie of 'n enkel fonds of gaan jy mens altyd maar eintlik vir 'n mandjie gaan? Ek sal altyd eintlik vir 'n mandjie gaan nie, want dit raak net te moeilik om 'n enkel fonds te gaan kies nie. So waar gaan kies jy? Nou moet jy regtig ek wil dit nou nie met vergelyk met iemand wat byvoorbeeld nou gaan perde, moet gaan kies wat 'n perd gaan wen nie, maar dis min of meer dieselfde ding. So as jy nou moet gaan sê, hoorie, hier's 10 perde wat gaan hardloop, jy kan een kies wat jy dink wat jy gaan wen. Ja, sien, dit maak dit, jou kans dat jy gaan reg wees is 10%, nee, maar as jy nou kan sê, hoorie, ek kan nou 5 of 6 kies uit hierdie 10 uit en ek hoop een van hulle gaan wen en een van hulle gaan tweede kom en een van hulle gaan derde kom. Dis eintlik wat jy wil hê. En onthou in die meeste gevalle dan is mense wil nie noodwendig heeltyd die hoogste opbrengs hê nie, maar jy wil eintlik jou afwaartse risiko, jou risiko vir kapitaalverliese wil jy beperk nie. So as jy nie onnodige risiko's loop deur kapitaal te verloor nie, dan is mense eintlik meer gemaklik met dit, maar nie maar jy wil nie noodwendig die hoogste opbrengs jaag nie. So daar is nie eintlik 'n rede om te probeer om heeltyd die enkel fonds te kies wat moontlik die hoogste opbrengs gaan lewer nie. Ja. Jy het ook vroeër gepraat van, jy weet, jy sal eerder later oor 10 jaar belasting wil betaal as nou. Nou, ek is 'n leek, hoekom sal ek dit eerder later wil betaal as nou? Eenvoudig, die tydwaarde van geld. So so as jy nou R100 nou moet betaal en oor 10 jaar later, dan gaan jy eintlik spaar deur dit oor 10 jaar later te betaal. En natuurlik ook dan het jy nog vir 10 jaar daai geld in jou saak om op dit ook 'n opbrengs te lewer. Dis 'n bietjie van soos die krag van saamgestelde rente. Ja. So jy weet jy verdien op daai belasting wat jy sou betaal het ook nou nog meer opbrengs, ja. Altyd goed is, ek dink mense onderskat altyd daai saamgestelde rente nie. Daar word gereeld gesê, weet, as jy nie nodig het om daai fondse te onttrek nie, maar jy kan dit terugbelê in die fonds, is dit eintlik soveel beter. Ja, definitief, ja. So ons wil vir so lank as moontlik, soveel as moontlik geld in 'n portefeulje hou wat kan bydra tot jou opbrengs oor die lang termyn. Jy het nou nog gepraat van bestuurders van jou fonds en hoe belangrik dit is dat hulle op dieselfde bladsy is as jy en dat hulle dieselfde benadering het as jy vir die optimale besturing van jou fonds. Ons moet dalk bietjie in die toekoms daaroor gesels, nee, dit klink baie belangrik. Definitief, ja. So ons sal oor die volgende paar weke bietjie na die onderliggende fondsbestuurders kyk in van hierdie verskillende mandjies en dan ook wat is elkeen se spesifieke styl en wat het gebeur met hulle opbrengs die afgelope tyd, ja. Waar kan kykers julle kontak?
Die maklikste is om 'n e-pos te stuur na groot@psg.co.za. Johan, baie dankie vir jou tyd en vir jou wysheid vanoggend. Dankie julle, was lekker om hier te wees hoor. Ja, PSG Wealth Pretoria Oos help jou die geheel beeld sien. E-pos sommer nou groot@psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy, is gemagtigde finansiële diensverskaffers. Dis groot@psg.co.za.